Al ooit gehoor van 'n boom wat voëls vang vir sy eie voortbestaan? Wel, dis nie 'n wolhaar storie nie. Die storie speel af op 'n klein eilandjie wat in die hartjie van die Seychelles geleë is. Kuza Eiland Special Reserve is oortrek met die voëlvreter bome wat jaarliks die oorsaak is vir die dood van duisende seevoëls. Die Pisonia-boom is nie die enigste rare verskynsel op Kuza Eiland nie. Die Seychelles spoeg met vele ander rare spesies. Praslin is die tweede grootste eiland en ook die tuiste van een van 2 UNESCO wêrelderfenisgebiede, die Vallei de Mai, wat in die Seychelles voorkom. Is hierdie dalk die verbode vrug? En is ek dalk in die tuin van Eden? Wat julle hier sien is die legendariese Coco de Mer, die wêreld se grootste neut en dit groei slegs hier in die Vallei de Mai. Nou eeue gelede het die matrose die saad van hierdie neut op golwe sien dryf en op verlate eilande gevind en hulle het gedink dit is afkomstig van 'n misterieuse seeplant. En daarvandaan die naam die kokosneut van die see. Dit neem sowat 10 minute per boot vanaf Praslin om by Kuza Eiland uit te kom. Vanaf kolonialisme in die 1770s tot so onlangs soos 30 jaar gelede was hierdie eiland beplant met kokosneute. Niks van die inboorlingsspesies, plante en bome was gespaar nie. Wayne Meyer, 'n natuurkundige van Suid-Afrika, is reeds 2 jaar besig met navorsing oor die Pisonia grandis, wat die dominante boomspesie op Kuza Eiland is. Wayne het my Kuza Eiland se woud gaan wys wat slegs 27 hektaar groot is en feitelik heeltemal oortrek is met die Pisonia bome. Die Pisonia boom is inheems en word 'n pionierboom genoem. Okay, well, the controversy lies really because Pisonia vegetation type is an endangered vegetation type. But because seabird populations worldwide are under such great stress, we've kind of decided that you need to look after the seabirds more than the trees, because the trees are not as endangered as the seabird. But why is the Pisonia currently overpopulated when it's supposed to make way to other indigenous trees? Okay, well, one of the reasons is because when the very strong winds blow, because it's such a weak tree, then they fall over very easily. And then when they fall over, they're very good at vegetative reproduction. If I can show you on this side here, now this is actually one Pisonia tree that's fallen down, and then when it hits the ground, it springs roots into the ground, and then out of one tree, you've got basically 4 or 5 trees growing out of one. And how long does it take for this to happen? Well, in one night with heavy winds, you can have quite a few trees blowing over, and then in about 30 or 40 years, all of those trees can turn into 5 or even more trees out of one. Die natuurse proses om weer die eiland tot sy natuurlike status as klimakswoud te herstel, sal honderde jare duur. Die doel van Wayne se navorsing is onder andere om die biodiversiteit van die woud te verhoog, in so 'n mate dat dit die eiland 'n hupstoot sal gee om vinniger weer 'n klimakswoud te word. Met die verwydering van die kokosneutplantasies 40 jaar terug, het die Pisonia as 'n pioniersboom begin oorneem om later plek te maak vir ander inheemse boomspesies, maar nou het dit die eiland oorgeneem. Nie net is die aantal Pisonia bome te veel vir die 27 hektaar eiland nie, maar navorsing 2 jaar gelede het tot 'n ontstellende gevolgtrekking gekom. Hierdie bome het ook 'n negatiewe impak op die seevoëlpopulasie. Hierdie Pisonia boom is verantwoordelik vir die dood van duisende seevoëls jaarliks. Ons het nie veel verder gestap nie voor ons op 'n wit sterretjie kuiken afkom wat in die Pisonia se taaisade verstrengel is. Sonder menslike hulp het die seevoël nie 'n kans om oorlewing nie. This is one of the Oh, this is a birds now. chick. It's a chick, yeah. This has been entangled in the Pisonia seeds. Oh no, Just grab it like that, over its neck. shame. So it's stuck in this one's feathers. Yeah, it's stuck in here, and now because of the seeds, if you have a look at the back here, the seeds are actually holding the feathers to the body. There's one of the seeds there, and more at the back. It may seem a bit pathetic, but all the extra weight of these seeds makes a huge difference to a small bird like this when flying out to sea to collect seafood. So there's one little seed stuck here still. It's extremely sticky. Yeah. You know, it's stuck, eh? I mean, I can't... Try and get it from the tip and then just peel it off. There we There go. we go.
Hier is die saadjie wat verantwoordelik is vir hierdie dood van duisende voëls. We just put him on a branch, Okay. high up, and then he can clean himself a bit, and then he can leave when he wants to. Okay. So hierdie enetjie is ons het al die saad afgehaal. Kom ons hoop hy oorleef. Just in the middle there. So is this why they then call it the bird-eating tree? Yeah, that's right. One of the theories is that when the seeds get stuck in the bird's feathers, then the birds will actually die, and the death of the bird, the nutrients released, stimulates the Pisonia seeds to germinate. So that's why they could be calling it the bird-eating tree. Om te sien wat die impak sal wees indien die Pisonias verwyder en vervang word met ander inheemse bome, is daar 10 20 by 20 meter navorsingsblokke uitgesit. Wayne het toe 'n kwekery opgerig om ander inheemse Seychellesbome te kweek. Toe die bome gereed was om geplant te word, moes hy die groot taak aanpak om die Pisonias te verwyder. Die doel van die projek is om die getal seevoëlvrektes wat in die Pisonia sade verstrengel word te verminder en ook om die woud te help om vinniger weer 'n klimakswoud te word. Is there a reason why you use this area specifically? Yeah, the main factor was that we wanted half of the blocks on the southeast side of the island and half on the northwest side of the island, so we can also look at the differences between the two different wind effects. And then other small things like we didn't want any human interference and so on. 19 verskillende Seychelles boompies is in elke blok geplant. Stompe is om elke boom gepak om die Aldabra skilpaaie wat op die eiland voorkom weg te hou van die aangeplante boompies. Okay, Bonnet, you're going to give me a hand with planting this tree. Yes, absolutely. I was never going to ask. Okay, so take the bag off. Okay. And then put it carefully. Stand on the flag. Wat 'n besonderse voorreg om eintlik deel te wees van hierdie proses om hierdie woud terug te keer na sy natuurlike status toe as 'n klimakswoud. 'n Troeteldier vir jou tuin? Ek dink nie so nie. Die Seychelles is 'n toevlugsoord vir verskeie rare spesies van fauna en flora, soos hierdie reuse skilpad, die wêreld se swaarste landskilpad. Bykans 50% van die Seychelles se landmassa is uitgesit vir nasionale parke en bewaringsgebiede, iets om werklik op trots te wees. Maar dit was nie altyd die geval nie. Eers was dit net kokosneute so ver jy kyk, en toe in die 1970s en 80s het dinge begin verander. Die plantasies het onwinsgewend geraak en is agtergelaat ten gunste van toerisme. Baie toeriste reg oor die wêreld het begin notisie neem van die idilliese eilande in die Indiese Oseaan. Die toerismebedryf het so winsgewend begin word dat dit 'n volhoubare inkomste gebied het vir veral die eilande wat na hulle eie sensitiewe biodiversiteit omgesien het. Die resultaat is dat ondanks die feit dat dit een van die kleinste lande is, die Seychelles van 'n kokosneutplantasieland na 'n wêreldleier in omgewingsherwinning gegroei het. Die Seychelles sanger en die Seychelles wipstert ekster is albei endemiese voëls wat weer op Kuze hervestig is nadat hulle feitelik heeltemal van die eiland af verdwyn het. Om te bepaal hoe die Pisonia navorsing hulle sal raak, word daar ook insekteopnames gedoen. Die wipstert ekster vreet insekte wat onder dooie blare op die vloer van die woud leef. En Wayne het 'n insekvalletjie ontwerp om te bepaal watse soorte insekte en hoeveel daarvan daar voorkom. Nice, juicy big one. Yeah, Magpie Robin would have enjoyed that. Ek wonder of dit die hoofgereg of die nagereg is vir die Magpie Robin. Okay, so there we go. Die Seychelles sanger vreet insekte wat onder die lewende blare leef en dus moes daar ook onderblaartellings uitgevoer word. Sodoende kan die navorsers die impak bepaal wat die verwydering van die Pisonias en die aanplant van die jong bome op die twee endemiese voëls sal hê. Van die kleinste parretjie tot die swaarste landskilpad, tot die enigste vluglose voël in die Indiese Oseaan. Die Seychelles bied beskerming aan 'n verstommende verskeidenheid endemiese spesies, soos hierdie pragtige kerel. Of is dit dalk dame? Een
Ian Welmont koördineer al die navorsing en bewaringsprojekte wat op Kuza-eiland plaasvind. Ian, where to from here with the removal of the Pazonia project? So I think it's a long-term process, so it will require a lot of hard work, and we will only see the results maybe in 10, 15 years from now. And also, on our part, we will need to do some background work as well. So after when he's gone, so basically we're going to have to monitor the plots so that it is a successful project. Kuza-eiland Special Reserve, soos die eiland nou bekend staan, kan moontlik die eerste volledige herwonne biodiversiteit in die Seychelles word en so bewys dat die strategie suksesvol kan wees. Die eiland was een van die min eilande in die Seychelles wat 'n rot- en muisplag vrygespring het en dus is geen katte ingebring om die plaag te probeer beheer nie. Met die herstellende woud en 'n afwesigheid van uitheemse diere begin inheemse diersoorte floreer. Nog een van die vele pragtige kreature hier op die eiland. How beautiful. Nature Seychelles se vasbeslote pogings om die natuurlike staat van hul eilande te herwin, met Kuza-eiland Special Reserve as 'n eerste trotse voorbeeld, lewer bewys dat 'n ommekeer moontlik kan wees vir ander omgewings wat op die rand van ineenstorting staan.